Goeiemiddag aan almal daar by die huis. Baie welkom hier by ons vanmiddag by In die Skrim. Ek is Lizzie de Silva vir Group Editors en ek het vandag vir my hier my kollega Hugo Redlinghuis en dan die nuwe afrigter van die SWD Arende Heineke Meyer in die studio in. Welkom meneer. Dankie vir die geleentheid. Ja. Heineke, ek gaan so met die deur by die huis inval. Jy's nie aangestel en jy het julle eerste week van oefening agter die rug. Hoe was die eerste week daar by Outeniqua Park met ek dink ek met 'n kleiner groepie begin, maar hoe was die week gewees? Ja, is great. Ek dink ongelooflik uit om te begin. Wag nou al lank en daar's hoë verwagtinge, maar great. Ek dink ons is baie opgewonde. Paar nuwe spelers wat ons binnekort sal bekendstel. Daar's groot opwinding. Ons gaan kyk na die klubspelers en soos ons gaan vorder gaan ons net sterker en sterker word, maar baie goeie eerste week. Maar daar's regtig harde werk wat voor lê. Maar ek dink ons is ver agter op die oomblik, maar baie opgewonde en ek sien ongelooflik uit na die seisoen. Ja. Hoe sê gou vir my dit is nou na amper 30 jaar hoe jy terug is op Outeniqua Park, wie weet wat jy nou afrig. Hoe dit gevoel om weer terug as afrigter terug te stap op daai veld en met 'n span te werk. Ja, dit is ongelooflike heimwee. Ek was bevoorreg dat ek in elke liewe plek of elke land in die wêreld afgerig het. En ek het vanoggend vir iemand gesê, eintlik vir my seun gesê, so vanoggend op Outeniqua Park, toe sê ek vir my heel beste tye was hier gewees. En ek is iemand wat in die verlede leef nie, gewoon in die verlede nie, mense wat in die toekoms leef. Maar ek moet sê ons het great spanne gehad, ons het al die groot spanne hier gewen en ek het vanoggend op die veld gestaan, vroeg en net weer gesien hoe dit was toe dit vol was en mense agter die span was en ons al die groot spanne geklop het. So baie heimwee, maar ek besef hierdie keer gaan dit nog harder werk wees. Ek dink ons is ver agter. Maar ek dink ons het vir al die publieksondersteuning nodig, ons het die mense se ondersteuning nodig, ons het almal se ondersteuning. Ek is nie iemand wat ek is nie 'n lone ranger nie, ek kan dit nie alleen doen nie. Ek weet daar's groot verwagtinge. Maar ja, baie opgewondenheid, ons het die besigheidsmense nodig, ons het borgers nodig, ons het julle nodig. Maar ja, ek dink dit is 'n ongelooflike uitdaging en ek is baie opgewonde. Ek kan nie wag om Outeniqua Park weer vol te sien nie. Ek kan nie wag om te sien dat ons begin wen nie en dat ons 'n superspan gaan bou en dit gaan tyd vat, maar ons gaan dit seker doen. Eintlik ja, jy's 'n man wat op die hoogste vlak afgerig het. Die Springbokke 2012 tot 2015, die Leicester Tigers, die Stade France, en dan natuurlik by Houston wat jy die Sabercats afgerig het. As jy moet terugdink aan jou loopbaan, wat van al daai plekke waar jy betrokke was, en ek praat nou nie noodwendig van hier op provinsiale vlak bulle daar nie. Wat het die hoogtepunt van jou loopbaan en waarom? Ja, ek dink daar's baie hoogtepunte en baie laagtepunte, dalk meer laagtepunte en die hoogste vlak al gewen, paar Currie-Bekers die span nie ek nie en 'n paar Super Rugby. Maar ek dink die ding wat onthou is die journey. As ek 'n Engelse woord kan gebruik. En vir my weet ou soos Bakkies Botha, toe hy by die Bokke was, het hulle gesê hulle springbok try vir iemand gee wat 'n groot verskil in lewe gemaak het. En meeste ouens het hulle paas of maas gevat, het Bakkies het sy try vir my gegee. En dis die goed wat uitstaan, die memories en ek het altyd gecoach om 'n verskil te maak. Die bekers is lekker, maar ek dink 'n beker is net 'n ek weet die publiek sê dit nie so nie, maar is 'n stuk blik, is stin. Ja. Maar ek dink dat dit great maak is ek was geseën en veral in SVD, ek het dit reg bedoel. Ek het nou nog kontak met daai span. Ons het nou nog 'n reunie gehad, is my heel beste tye. Weet ons het op die strand geoefen, ons het ongelooflike tye gehad. Meeste het nou ons baie gebly. So as jy na al die goeters kyk, is dit nie wen en verlore nie, is die mense wat jou aanraak en die mense wat jy ontmoet en op die einde van die dag die geboue is net, dit is maar net steen en sement, dis die mense. So soveel memories en dit is 'n ongelooflike voorreg om te kan afrig. Ja. Jy werk met ongelooflike mense wat baie gemotiveerd is om die hoogste vlak te bereik, so is eintlik 'n groot voorreg. En ek is bevoorreg om met great bestuurspanne te werk, great spelers, van die beste spelers. Ek het nou nog gekyk. Ek dink van al die bokke wat 100 toetse gespeel het, ek almal afgerig. Van die top 30 van alle tye het ek 28 dink ek afgerig. En elke speler is spesiaal en so ongelooflike memories. En ek dink vir my, as ek kan opsom, dis taaf by die bokke, maar is ongelooflik as jy wen, hy trots in Suid-Afrika. En die bulle ook. Ek weet nie hoekom ek vat altyd span wat onder was. Die bulle was heel onder. Ja. Toe ons begin wen, ek het gesê ek wil die stadion net een keer vol sien. Ons was vir 2007 elke liewe naweek vol, 60,000 mense. Die losies was uitverkoop en ons het Super Rugby gewen. En dieselfde hier. Ek het die stadion net een keer vol sien en ons tye was dit vol. Ja. So vir my is om die mense trots te maak vir al van die bokke af regdeur waar ek was. Houston was dieselfde. Hulle was ook onder en om
te sien die mense agter die span kom, dit gee vir my energie en dis die great goed. Die wenne verlore vergeet hou, maar die journey is ongelooflik. Weet jy dit terugbaar word dat jy oorweeg word as hoofafvaller van die Arende? Baie mense het my die vraag gevra, wat is jou motivering om na een van die kleiner unies terug te keer? En wel, as jy in die geskiedenis teruggaan, ek dink in 1997 het jy begin as hulpafrigter, 98 oorgeneem by Phil Pretorius, en jy het groot sukses behaal, maar hoekom die Arende of 'n klein unie? Ja, ek dink baie mense dink mense het geen ander opsies nie. Daar is opsies oor see en daar is opsies en ek het gesê ek is klaar met rugby. En ek het gaan kyk op Outeniqua Park en ek het net gevoel, weet, en ek bedoel hier nou met respek, daar's baie oud spelers en oud afrigters wat kommentaar lewer op TV en net kritiseer. Dis maklik. Ja. Ek kan daar toe ook gegaan het. Maar vir my is dit eerder die ou in die arena, die ou wat die verskil maak en ek wil eerder deel wees van die oplossing as deel van die probleem. En ek is 'n baie loyale mens. As jy kyk in Suid-Afrika, het ek basies Arende afgerig, die bulle en die bokke en ek het nooit 'n ander land eintlik afgerig nie of teen die bokke of waar ook nie, wat ek geleenthede eintlik gehad het. Maar ek is baie loyaal en sulke projekte gee my energie en ek dink sonder om arrogant te klink, ek dink nie die mense besef hoe groot is my visie vir die streek nie. Mense sien nie eers is die A-span of die Arende, maar ek sien baie groter. Ek sien wat my energie gee is die Arende. Ons vroue is van die beste in die land. Ons wil hulle met bekers wen, ons juniors. En dan gaan ons ook 'n akademie, internasionale akademie opsit wat ek ook in beheer sal wees. En met dit alles sal ek graag betrokke wil wees by borge, met besighede, die ontwikkeling van die stadion, ons wil 'n gimnasium bou. So dit gee my energie, net om die span af te rig met alle respek, is ongelooflik, maar ek hou van dinge bou en ek hou van mense bymekaar te kry in dieselfde rigting te kyk. Ja. So ek sien dit nie as 'n step down nie, ek sien dit as 'n redelike ongelooflike geleentheid en ek sê weer dit gaan tyd vat, mense verwag wonderwerke. Ons is nie finansiëel waar ons moet wees op die oomblik nie, maar ons gaan daar kom. Daar's baie borge wat met ons praat op die oomblik. So dis is 'n sneeubal. Dis nou moeilik, maar ek kan nie wag as ons energie kry nie en as die stadion vol het nie en as die stadion oorgeverf is nie en laat ons springbokke maak. In my tyd het ons Anton Lennert, Paul True, Johan Wasserman baie bokke uitgekom. So dit kan weer gebeur. So die groot projek gee vir my energie en ek sê weer ek wil graag teruggee. Ek bly nou al 4 jaar hier. Ek is deel van die Suid-Kaap. Ek weet hoe gaan dit as ons goed doen en ek weet ons skole is van die beste. Hulle was in die finaal van die Keribeker gewees. So ons verdien 'n goeie span nie en dis wat my dryf. Ek is nie altyd geld nie, sentiment dryf my. So gepraat van goeie spelers, Heineke, ek en Ben Brinkhuis, die president van SWD, het vroeër die jare gesprek gehad. Jy weet na die Kruiwenweek kompetisie. En daar was soveel talent uit die Suid-Kaap uit wat ons waargeneem het. En baie van hy kinders is 18. En hulle is nou die groter unies gekoop. Jy weet ons het nie daai talent is nie hier behou nie. So ek is baie bly om te hoor, jy weet dat daar planne is. Deel van die strukture soos jy dit noem wat jy hou af van om te bou. Om te kyk dat ons van hy talent hier in ons streek en dan aan die einde van die dag vir die Arende bou. Maar ek sal graag ook by jou wil hoor, jy weet die Arende kom deur 'n baie moeilike jaar. Hoe beplan jy, sonder om nou te veel weg te gee, om jy weet net weer hy geloof, dissipline en die trots in die try terug te bring? Ja, ek dink ek wil weer sê ons is baie ver agter. Ek is altyd eerlik en reguit. Ons is baie ver agter. Dit gaan tyd vat en die ander unies het goed gekontrakteer en is ver voor ons. Maar ja, ek is 'n goeie judge of character en ons gaan games verloor in die begin. Maar ek sê altyd karakters is 'n stuk steenkool. 'n Stuk steenkool of kool is niks werd nie, jy kan dit vir niks koop nie. Maar onder duisende jare onder druk verander kool in diamante. En as jy kyk, meeste van die ouens wat nou by die bokke was het ek gekies op 2021 en hulle skitters is diamante. So ek kyk veral na die speler se karakter. Ek gee nie om ons ouens verloor nie, maar dit is onaanvaarbaar as iemand nie sy lyf op die spel sit eerstens vir sy streek, vir sy try en vir die ou landsom nie. So ek is baie hard op karakter en die trots en goed en soos ek sê in die begin gaan jy verloor, so op die einde gaan jy baie verloor nie. Maar ek kyk net na karakter en hierdie bietjie tong in die kies en verskoon my as ek dit vertel. Maar ou soos Bakkies Botha het ek op 20 gewerf, hy was 'n willevoël geweest. En ek het hom sien speel by die Valke daai jare en as 'n oue 3 druk, dan het hy met sy knie in die ou se rug geval. En almal sien niemand wil so ou hê en ek sê bring daai ou vir my. Want ek hou van 'n speler wat haat om agter die paal te staan. Ek hou van 'n ou wat hy sal enigiets doen om en dis het my teleurgestel van die span in die verlede dat die ouens nie regtig
alles vir mekaar sal gee nie. So by my is dit baie maklik. Ek het baie eenvoudige smaak, ek kom bring my net met die beste. So ek dink met die klubs aanbetref, ons toets hulle ook Saterdag, en mense wil klub ouens, maar hulle gaan ook besef, jy gaan nie die arendry aantrek nie, jy gaan met hard werk, en jy gaan met wys, en jy gaan met super fiks wees, nie eers kontrak kry en dan oefen nie, jy gaan met super fiks wees, en baie hard werk, en dan gaan jy 'n kontrak kry, en dan gaan ons wen. So ek is baie hard op spelers, maar you have to be cruel to be kind, en die is baie goeie spelers, ons het nou 'n paar klub ouens wat saam oefen, wat jong ouetjies wat 20, 21 is, wat ongelooflik is. En in die verlede het ons ook baie ouens deurgebring. Ek dink dan aan Denzel Frans wat ek hier gehad het, hy's nou afrigter, Jacques Juries. Ek het deur baie Bevan het ek as 'n 19-jarige skoolseun net daar aangekom en hy het met ons begin oefen. Toe speel hy al 20 uit 'n bok geword. So hy's baie van hulle hierso. Maar ons gaan moet harder oefen, ons gaan moet trotser wees en ons gaan moet vir ons publiek speel want met alle respek, al die stadions vol. Ja. Is as jy wen. Natuurlijk. Of mense gee nie om as jy verloor, hulle verstaan jy gaan dan verloor, maar jy sal hulle ten minste sien jy sit jou lyf op die spel. Vir jou span en ek is baie hard op die kultuur. Kultuur is my alles. So ek soek ouens wat haat om agter die paal te sit. Hierdie is ons uit in Nico Park is ons huis en ons beskerm dit met alles wat ons het en ons laat kom. Ek sê weet gaan 'n tyd vat. Ek het dan ook gesê al die spanne wat nog afrig het was onder. Eerste jaar het nie gegaan altyd soos dit moes nie, maar van jaar 2 af die Bulle was ons 8ste die eerste jaar. Hulle was 12de toe ek oorgeneem het. En die volgende jaar toe wen ons die Currie Beeker 3 keer in 'n ry, 4 uit 5 jaar. So jy bou energie en jy bou karakter net deur hard werk. Ek wil net weer terugkeer, jy in jou tyd by die SWD Arne as eers as hulpafrigter en toe as hoofafrigter, skus tog, het julle baie groot sukses behaal. Jy weet 1988 het julle die Vodacom beker die halfwedstryd verloor teen die Goue Leeu's. 1889 het julle die halfeindstryd van die Currie Beeker gehaal en natuurlik in daai jaar afreken met die Sharks en met ook die Westelike provinsie. So ons het die talent in die spelers. My probleem wat ek en wat baie mense in die tuinroete of in die Suid-Kaap het is SWD is 'n klein unie, afskep unie, 'n stiefkind. Kry min geld by SARU, daar's nie 'n ankerborg nie. So dit is 'n enorme uitdaging wat vir jou lê. En ek neem aan jy het al met die powers to be, die bestuursliggaam van SWD Rugby nie gaan sit en sê, dis ons blauwdruk, dis die planne vir die pad vorentoe, korttermyn, mediumtermyn en langtermyn, want dis 'n groot uitdaging wat wag. Ja, dis 'n massiewe uitdaging en ek dink, as jy so kan antwoord en is nie persoonlik, ek wys dit uit, en sodat ek dit nie uitwys. Ek dink die eerste ding wat ou doen, jy dan gevra hoe kweek mense trots. En die eerste ding wat ek die spelers gaan verbied, ek kan nie julle verbied nie, maar almal verbied. Ek wil nooit hoor ons is 'n klein unie nie. Jy weet ons het daai tyd die Bulle, Jy moet groot dan. die Bulle is die eerste ouens wat die Britse Leeu's gewen het. Al span wat die Britse Leeu's kon wen. Ek dink 98 of 99. Ons het hulle weer kanaal met alle bokke ingewen. En oral waar ek afrig is, ons gaan sê ons is 'n klein unie of dink die spelers, ek sê nie by die publiek nie. As hulle gaan dink ons is 'n klein unie, ons het nie geriewe nie, ons het nie geld, gaan jy nooit kan wen. As hulle dink hulle is al die tweede, derde beste, jy kan nooit jou Here wen nie. Soos my seuns ook altyd wen, hulle kan nie want hulle weet ek sal Here, so ek wen altyd. So jy kan nooit jou Here wen. Ek het ook nooit my pa wen nie. Soos jy dink die Bulle is groot en jy's klein. So dis my eerste ding, ek moet dit verander. En dan tweedens ja, ek dink altyd langtermyn, meeste mense ongelukkig nie, veral bestuur nie altyd nie. Maar ja, die groot uitdaging gaan wees finansiëel. Dis hoekom ek sê ons reik uit na die gemeenskap en Borge is besig om met ons te praat. Ons het die gemeenskap nodig. Ek kan dit nie alleen doen nie. Maar hierdie goed is soos 'n sneeubal, weet, hoe meer jy wen, hoe meer kom Borge in. Die manier deur die eerste jaar kom, dit is altyd die snaakste ding van Borge, jy het eintlik nou geld nodig, nie as jy suksesvol is nie, dan is dit maklik, maar dit werk voelik andersom. Maar ja, ons het langtermynplanne en ek werk gewoonlik, ek sê ek's nie 'n quick fix coach nie. Altyd werk ek op 'n langer termyn projek en coaches gebruik dit gewoonlik as 'n verskoning. Maar as ek vinnig kan noem die Bulle, as ek sê was 12de, ek het oorgevat, eerste jaar 8ste, tweede jaar Currie Beeker gewen. Selfde met Houston, ons daar gekom het hulle 2 wedstryde in dink ek 5 jaar gewen. Dit was heel laaste. Ons het die eerste jaar die uitspeel gehad en in die tweede jaar weer die uitspeel en ons derde jaar het ons heel hoog geëindig. So dis nie te sê dit gaan 10 jaar vat nie. Ons het nie 10 jaar nie. Maar ons is finansiëel nie waar ons wil wees nie. Ek het ongelooflike spelers wat wil kom. Ongelukkig kan ek nie almal nou bekostig nie. Maar ek het baie vertrou in die ouens wat ons reeds geteken het. Daar's 'n paar great spelers wat al reeds gekom het. Ek kry oproepe van die hele land af wat almal wil in George Black. Dink dis 'n lekker ding. Ja. En dis baie mense wat hiernatoe verhuis en groot besighede. So dis ook my taak. My taak is nie net om af te rig nie. Ek is by alles betrokke. Ja. En ek het nog 'n groot visie en ek het nog 'n groot wil. So dit gaan tyd vat om ons gaan daar kom. Ja. Sien die droom groot. Ek droom altyd groot. Eintlik ek kom nou weer terug en ek sal onthou meer daai woord het nog herinner my tot ons skryf met die klein Indies.
Daar's 'n omdat ons soveel 'n klein groepie gekontrakteerde spelers het en dan hoofsaaklik klubspelers, 'n groot gros kom uit klubs uit, soos amateurs maar. So daar's 'n groot gaping tussen klubspelers en dan die professionele standaarde wat betref kondisionering, werksetiek, kondisionering het gesê in wedstrydintensiteit. Dit gaan nogal 'n groot aanpassing seker wees vir jou. Ja, jy weet, ek sê dit onomwonde, ek het ongelooflike respek vir die klubspelers. Ek dink die voordeel vir my is, letterlik het ek al onder 12s afgerig op skool, en na ek die bokke afgerig het. Ek het onder 12s afgerig soos 'n hele seisoen. Ek het hoërskool afgerig, ek het klub rugby afgerig, ek het Harlequin se metode afgerig net toe ek begin het voor SCD. Ek het NKP afgerig, ook onder gewees en bo geëindig. So ek ken die hele stelsel, ek het regtig op alle vlakke afgerig. En nou weer, as 'n paar klubspelers wat ons begin oefen het, en weet jy wat, ek het ongelooflike respek vir hulle. Weet ons toets nou ouens, en van die hele groep het omtrent nie een speler medies nie, wat vir my regtig hartseer is. Ja. Maar dit wys hierdie ouetjies, ek het van die klub games gekyk, hierdie ouens sit hulle lywe op die spel. Ja. Ek glo was 10,000 mense by die finaal. Hierdie ouens klim in mekaar en niemand het medies nie. Ja. En dit wys my ouens die passie van rugby in die streek. Ouens wat nie medies het nie, wat ons kry top professionele spelers wat beste geriewe en medies het en hulle wil nie hulle lywe op die spel sit nie. So dit is reeds so positief. Ons het nou ouetjies wat by ons oefen wat elke dag van Oudtshoorn afry, wat hulle werk op hold gesit het net om hier te wees. Dis die karakter wat ek soek. Die ongelukkigheid is, en ek bedoel dit met uiters respek, omdat die baie van die klubspelers werk ook, kan hulle nie kondisioneer soos die ouens sien. Dis waar hulle agter is. Maar so in die begin gaan net te veel daar kan hy spelers deurkom, maar ek beloof jy, ek het van die 20's gesien wat kan bokke word. En ek dink ek het 'n goeie oog vir talent. So die klubs moet geduldig wees. Hulle ouens gaan deurkom en ons het dit in die verlede ook gedoen, maar ons moet met daai seuns werk onderdrukkingsgewys en ons sal kom. So soos jy gesê het, groot verskille, maar hier's baie talent, hier's regtig baie talent. Klub rugby by ons is amper godsdiens. Gaan beoog julle om van die klubs se afrigters te betrek en dan jy weet by die afrigting of hulle in te bring en te help met keuses? Is dit op die kaarte? Ja, net vir die groep het ek reeds van hulle ingetrek om te help met want ek is eerlik met jou, ek het probeer, maar ek ken nie al die klubs weer, dis onmoontlik. Ek sal binnekort ken voor die einde van die jaar, of binne 'n jaar. Maar so ek het baie van hulle kennis getoets en so, en ek dink deel van my ding, ek sê ek sit op 'n vlak wat ek wil nie sê ek wil my niks nie bewys nie, ek sê hier om terug te gee. En mens wil, hier's baie goeie coaches hier, en mens wil hulle bemagtig en intrek, en mens wil hulle nooi na wedstryde toe en met hulle tyd spandeer. En ek dink hoe sterker die klubs is, ons het die klubs nodig, hoe sterker gaan ons wees. Ons moet saamwerk. En ek dink wat ons beplan, en ek het dit al in die verlede ook gedoen, ons sal by van daai klubs gaan oefen, want ons wil graag die gemeenskap intrek. Ek onthou daai tyd, en ek sê ek wil nie in die verlede leef nie, maar daai tyd was, jy weet, Botha Rousseau, Thys Stol, Paul True, al die ouens wat hier gespeel het, Fanie Heymans, ek kan aangaan, Anton Lennard, daai was huishoudelike name. Ja. En ek onthou elke ou het ons voorgestel in die George Harold en ouens het hulle nie geken nie, maar binne 2-3 jaar het ons almal wen, dis daai ouens, hulle was heroes in die dorp. Ja. Elke ou het 'n geborgde kar gehad. Hulle was ongelooflik geweest. Ja. So dis wat gaan gebeur hier met die lokale spelers. Ons moet nie geleenthede gee met hulle werk. So hoe sterker ons word, hoe beter gaan die klubs wees en hoe beter gaan dit vir ons rugby wees. Ja. En daar's natuurlik 'n paar oud bokke wat hier kom aftree nie, hier kom bly het en is afrigters soos Johan Lerm wat net begin het om redelik sy spiere te bult, jy weet. So dis altyd mense wat mense kan oorweeg om te help. Ja, verseker, en mens gaan baie by hulle ook leer. Ek leer nog steeds, ek bly student van die spel. Ek het soos ek ouer raak, vergeet ek baie vinniger. So, maar ek leer by almal en ek sê weet, dit is nie my span nie, dit is ons span. En ja, mense het almal nodig, so ek sê al die afrigters, want hoe beter hulle met die klubspelers werk, hoe vinniger gaan hulle deurkom. So ons wil kliniek hou, ons wil ouens na oefeninge toe nooi, ons is oop en ons wil regtig groot verskil maak. Die klinieke waar jy nou na verwys, is dit ook iets wat deurlopend sal gebeur om met afrigters en dan spelers te werk? Ja, ek mentor baie afrigters, baie jong afrigters en ek dink jy het 'n ou klinieke met die spelers, maar dis 'n uur dan loop jy dit. Ek dink dit is so groot voordeel nie. Jy kan bietjie spelers sien en dit is vir hulle goed om hulle te motiveer. Maar ek is groot in afrigters mentor en as jy 'n uur met 'n afrigter spandeer, hy spandeer 'n hele jaar met daai span. So ons wil ons nooi na oefeninge toe. Hulle gaan meer want as jy daar staan en kyk, besef jy nie wat jy doen nie. Jy moet met hom praat voor die tyd wat jy beoog.
So ons gaan hulle innooi. Ons het in Amerika ook gedoen, baie afters al genooi en baie ons het ons tyd spandeer en so ons wil dit doen, afters intrek, hulle help dat hulle van die goed en gaan nie altyd saamstem met alles nie, maar as hulle van daai goed kan klaps toe vat en dit help, dis hoe jy bou, dis hoe jy die sneeubal kry om energie op te tel, Ja, momente want op hulle te tel. vat daai talent en daai Verseker. kennis wat hulle weer terug na hulle klubs toe ook. Ja. Ja, verseker. Ja. Jy's baie lief vir die underdogs, nee. Ja, ek is my hele lewe underdog. Ek sê altyd ek is die verkeerde skool. Dis Verkeerde- 'n Nelspruit, nee. Ja, maar ek was nie die naam ek was in die nuwe skool. En universiteit het my gesê rugby gaan my nêrens bring nie. En oral wat kom het hulle gesê rugby gaan my nêrens bring nie. En so oral is die underdog, maar ek hou van die underdog. Ek dink Suid-Afrikaners as 'n volk, as ons afgeskryf word, is ons op ons heel beste. Ek dink wat moeilik was vir die Springbokke nou en my tyd ook. Ons is goed as ons almal ons afskryf van wen ons games ons nooit sal wen nie. Maar as ons as kampioene te begin wen en dit doen hulle nou. So ja, en ek dink SAD is totaal die underdog. Ek dink ons is 13de. Ons is gelukkig om grens te wen. So die ouens lag vir ons en hulle vat ons nie ernstig nie, maar dis great. Ons sal Laaste lag die Lakers. Ja, maar weet jy wat, ek gaan nie eens so lag nie. Ek wil net ons streek, ek worry nie oor die ander span nie. Ek wil ons streek trots maak en ek wil spelers geleenthede gee om bokke te word. As 'n speler by my speel, hy wil nie 'n bok word nie, dan wil ek nie hy moet speel nie. Ek soek ouens wat kan droom om bokke te word. En ons het dit reeds gedoen. Dis wat net so maklik was. Dit is maklik om te praat. Ons het dit al reeds gedoen en nou is dit net nog makliker want ons het meer talent. En die plek is groter en dis meer ondersteuners. So ons gaan weer oor 2-3 jaar gesprek hier dan gaan hulle vir my sê uit in Nieuwkoop Park is uitverkoop elke game. Ja. Ons sal daar kom, dit gaan tyd vat, maar ons sal daar kom. Dit is gewoonlik die dinge wat baie moeilik is of moeilik begin, wat dit so die moeite werd maak, jy weet dit. So, Ja, die journey. Ek moet sê ek wil 1 of 2 keer weghardloop. Weet ek het gedog hier waar het ek my kop nou in want ek is grys maar hier is hierdie ek gaan baie Ja, en grys ek moet raak. sê ons is nou al ons is nou November in nou. Ek meen dit is nou al maande later, jy weet, so ja, julle het baie tyd. Ons het tyd maar ja, dis dit ja. En so ek sê die ander spanne oefen al, dit vol spanne, hulle tweak net. So ons is agter. Ek is eerlik, ons gaan baie hard moet werk. Dit gaan taai wees, maar ons kan dit doen. Heineke, ek kom weer terug na die amateurspelers se goeters. Dink jy is jou afrigtingstyl dramaties moet aanpas? Nou jy 'n klomp klubspelers, amateurs en 'n klein bietjie gekontrakteerde spelers en 'n klomp van die klubspelers het 'n voltydse beroepe wat hulle beoefen om die pot in die kop te hou. Sal jy jou aanslag heeltemal verander? Nee, ek dink ek het 'n eenvoudige aanslag. Ek dink die eerste ding is my afrigtingsfilosofie is ek hanteer spelers as ek wil hê iemand met my seuns hanteer. Ek het 3 seuns en ek wil hê hulle moet eerlik met hulle wees, kyk na hulle belange. As hulle dink hulle is goed genoeg nie, sê hulle, maar maak hulle mans, maak hulle beter mense. Dis die eerste ding. En ek het 'n boek gelees, ek dink ek laas met jou gepraat wat Andrew Carnegie was 'n man gewees wat uit 50 daai tyd in die 40s, 50s miljonêers in dollar gehad wat hom gewerk het. Toe vra hulle wat is sy sukses? Hoe kry hy dit reg? Jy weet, wat is sy geheim? Toe sê hy nee, is maklik. Hy's in die mynbedryf en hy was in staal. Toe sê hy die mynbedryf staal al jy ongelooflike leiers van rommel en rabbel af en om so 'n klein stukkie goud te kry. En dis dieselfde met mense. Ek dink as jy kyk na mense, is almal probleme, ons almal goeie dae, slegte dae, maar as jy ook leiers, ekskuus ek Engelse woord gebruik, afhaal. Ergens elke mens is daar 'n stukkie goud en as jy dit kan ontwikkel, sal jy suksesvol wees. So ons het met ouens in Houston gewerk wat nog nooit rugby gespeel het nie. Ons ouens is top. Ons het ouens daar begin wat ons het nou ou wat nou vir Amerika, Pauno Davis begin nou vir Amerika. En dis wat vir my lekker is. Hy het daar aangekom as 'n NFL speler. Hy gaan nie eens rugby verstaan nie. En ek het hom sê binne 3 jaar gaan jy vir Amerika speel. En selfde, almal het gelag. Nou hy begin nou. As jy kyk, daar's 4 ouens van Houston in die vaste 5 en almal wat ons ingetrek het, een Suid-Afrikaner wat gesê het kom saam maar jy gaan vir Amerika speel. So dis lekker. So ek hoef niks te verander nie. My styl was nog altyd dieselfde. Jy gee om vir mense. Jy gaan hard en eerlik wees, soos ek gesê het my filosofie, maar ons help mense. Ja. So dis maar nurture. So seker oudjies gaan jy baie meer tyd moet spandeer, anders gaan jy met harder wees en ek sê altyd vir jong coaches is afding 'n kuns of 'n wetenskap. En die meeste ouens sal sê 'n wetenskap. Maar ek is nog ou skool, ek dink is beide. So die meeste van die jong coaches is net op statistieke en is net op TV-skerms en is net klips, maar hulle gee nie om oor die mens nie. So jy kan hoe goed wees op die rekenaar, maar jy speel nie op die rekenaar rugby nie, jy speel op die veld. So ek weet uit ervaring, ek het 'n graad in sielkunde, ek het 'n sportsielkunde gedoen. So ek weet seker ouens moet jy hard wees, seker ouens moet jy sag wees, seker ouens het probleme by die huis, seker ouens
ek het baie seuns gewerf bulle toe in hierdie omgewing en ouetjies wat hulle was nie eens gewoond om in 'n bed te slaap nie. So daai goed speel in op karakter. So ek hoef niks te verander nie. Ek wil net hê ons moet wen, gaan hard wees met ouens, eerlik wees. En ouens wat hulle kan bring gaan speel en ons gaan help om daar te kom. So ek hoef niks te verander nie. Ek moet vir jou sê ek kan nou sien Bevan deur Johanne gekom. Want met sy skielike afsterwe was dit wat baie van sy spelers by die Rhinos weet oor hom gesê het. Die feit dat hy meer as net 'n speler gesien het, hy het hulle as mense gesien en soveel werk ingesit. Jy weet in hulle karakter en ek dink dis wat hy dalk, jy weet toe hy op 19 na aankom met sy vriend, ek dink dit was wie met wie het hy aangekom by die veld, daar by die oefeninge wat op hy stadium toe vir die Jerome Miller het gekom en gesê, wie het 'n jong seun wat het oefen, kan hy check ja, hy kom. Ja, hy met Jerome Miller aankom, jy weet en hy het geoefen en jy daai talent jy raak gesien en behalwe sy talent, sy menswees ook. Ja. So ja, nee, ek dink jy gaan Ek dink as ek rede kan vat, ek sê altyd vir jong coaches, 'n coach kan in 'n jaar 'n groter verskil in 'n speler se lewe maak as die normale mens in sy lewenstyd. Ons kry hulle op die beste tyd, hulle is jonk, hulle is so passievol, hulle ek kan nie vir jou sê hoeveel ouens bel my wat hiernatoe wil kom en sê ek wel jy's welkom om te kom oefen. Hulle smeek my, hulle net 'n kans hê. Daar's so baie ons wat net 'n kans wil hê. So jy moet hom as mens vorm. En ek sê weer, weet legacy en goed, dit is nie baie vir my nie. Ek sal graag kyk wat is die spelers geword nadat jy my hande was. Almal kyk na die bekers en jou statistieke en hoeveel persentasie wen. Ek is baie trots op ouens wat ek afgerig het wat nou vir my sê, hoorie, ou soos bakkies. Hy sê hy was 'n bouncer en hy was wild en nou bid hy voor hy die ouens seermaak voor op die veld gaan. Maar baie van daai ouens, en watter tipe mans is hulle en watter tipe wat doen hulle vir die samelewing. Dis baie meer belangrik. Ek weet nie vir die publiek nie. Ek weet dis net wenne en prestasie, maar dis nie waar rugby gaan nie. Ek dink dit is waar sport gaan nie. En sport is 'n samebindende faktor. En dit gaan oor die mens wees. Ek sê weer, ek het nou en ek gaan die SVD ouens weer nooi. Want ek wil hulle moet vir jong ouens vertel hoe voel dit om te wen. Ons het presies al begin. Maar ouens is nog steeds 'n band en hulle is op groepe en dis wat rugby great maak. Dis 'n great game. As ek nou 'n jaar voor kan spring na 2026 en want jy's baie noukeurige en 'n aksie perfeksie 'n beplanner en 'n strateeg. Wat sal jy sê gaan die doelwit of die groot plan wees wat jy aan die einde van 2026 gaan terugkyk en sê, ons het sukses behaal, want die groot ding sukses. Wat sou jy sê is die doelwit of die planne in jou eerste jaar? Ek weet dis 'n moeilike vraag want Nee, dis 'n maklike vraag. Nee, ek dink in die eerste jaar die heel belangrikste wat jy doen is die regte spelers identifiseer en regte karakter en dan vir my is 'n kultuur onderhandelbaar. As jy 'n regte kultuur het wat ouens mekaar sal speel en alles oor die span gaan en dit vat tyd om dit te vestig en 'n werksetiek en ouens wat genuine hulle sukses onder druk kan diamante word om dit in plek te sit en die eerste jaar saai maar die saad. Jy saai die saad, jy plant bome wat wortels skiet en dan jaar 2 begin die sukses en dan ek is 'n ou wat strukture en jaar 3 raak dit net makliker en dan is dit 'n sneeubal. So jaar 1 ek is net dit klink nou snaaks maar ek droom groot. So ek hou nie daarvan om te sê 6 of uit 10 nie, want nou jy kan ook 10 uit 10 wen, nou mikkie vir 6, so sit jy in die ouens se brein. So ek is baie erg oor die brein. So ek weet dat ek is baie eerlik. Jaar 1 gaan moeilik wees. Ons is ver agter, ons is nie fiks nie, ons het nog nie die beste span nie, ons is baie ver. So jaar 1 gaan baie moeilik wees. En die volgende deel van jaar 1 se toernooi gaan dit al baie goed gaan en jaar 2 gaan ons vlieg. Ek is oortuig af van jaar 3 gaan ons sukkel om ons te vang. Sterk fondasies sê jy moet gelê. Ja, ons fondasies lê, so ek sê dis nie net die span nie, daar's van die veld af ook. Daar's baie ander goed om die span ook, maar op die fondasies lê en dit vat tyd om 'n span te bou, maar ek gebruik dit ook nie as 'n verskoning nie. Daar's geen rede hoekom ons die jaar 1 al kan baie goed doen nie. Die ouens wat jy weet ek wil nie 'n ceiling sit vir die ouens nie, want dan dink jy ouens as 'n klein unie, ons nou net 2 games wen, ons is beter as ons laas jaar 1 gewen het. Dit my meer ons kan wen hoe beter van die begin af. Dis moontlik. Nog iets van jou kant af? Nee, wat ek dink dit omtrent alles gedek wat mens kan doen vir so kort tydjie wat hy nog by die Arend betrokke is. Ja, nee, Heineke, enigiets van jou kant af nog? Ja, nee, dankie vir die geleentheid en ek sê weer, weet ek wil uitreik na die mense toe. Ek wil hê dit moet 'n fortress wees en in die verlede wou niemand hier kom speel het nie, want hulle weet dit is moeilik. En jy weet by 'n club game en ek verstaan dat mense daar's 'n sentiment, is daar 10,000 mense in BSD is daar 1000 mense. Ja. En ons moet dit verander en ek weet ook die verantwoordelikheid is op my. Mense wil nie kom sien as jy verloor nie of as jy nie goeie rugby speel nie. Maar ja, ek dink hoe meer mense ons agter ons het en ek het weer gesê besigheidsmanne ook en
en almal in die dorp, hoe meer ons agter ons het, hoe makliker is dit en ons daai stadion volmaak en dit gaan 'n kwessie van tyd wees. Maar hoe meer ondersteuning ons kry op ander vlak, hoe vinniger gaan dit en ek wil regtig vir die mense sê dankie, is 'n groot voorreg. Ek is trots op hier te wees, ongeag waar ek al gecoach het en ons wil die streek trots maak, ons gaan daar kom. Ons sal definitief daar kom. Ja, nee, ek wil vir jou sê die jou aanstelling is die groot oormeerderheid van die mense is baie positief. Het hulle dit ontvang, hulle is excited, so ek dink stelselmatig, soos wat jy sê. Hy sneeubol effek gaan hy later van tyd kry en gaan ons op in die Aquapark weer volmaak. Ek wil vir jou en jou afrigtingspan en jou spelers baie voorspoed toewens. Oefen hard, raak sterk en ja, ons sal daar wees om vir julle cheer ja, en dan Ek het ook 'n positief, ek sal begin oefen, maar Nee, en ons dan ja, is ek hoop die beslis borge kom ook aan boord. alles Dat alles sal 'n bietjie tyd vat. En ek is bly jy's eerlik daaroor, want ek dink ook baie mense hoor dalk Heineke Meyer en dan verwag hulle, jy weet, die gaan nou oornag, gaan die feetjie kom na Towerstafie en sy gaan nou hier's ons nou. Ek steek goed. So En ek moet vir jou sê, ek weet nog my vloek eerste of tweede wedstryd, maar ek het wel 'n paar keer die deur. Ons gesak is in die net herfst. gefokus wees ons uitkom. ja, Nee, ek dink ons SWD rugby en dis nie omdat jy sit nie, is 'n sulke ervaring wat nie net op gewone provinsiale vlak nie, wat jy hier nou bring, terug na die aarde toe en wat jy al bewys het, nê. Ek dink ons is 'n goeie hande. ek is net Nee, bly. dankie. Ja, ek is net bly hy's terug na al die jare, maar Ja. hy het nog steeds sy groot drome wat hy gehad het. My droom is nou eers groot. Ek sal nog groter. My droom is nou Ja. eers groot vir die streek. Ek dink Ja. ek dink wat lekker is en ek sê weer ek nie seker bereik wat ek wou nie, maar as 'n afrigter, maar hier is dit uit en uit vir die streek. Ek wil hierdie streek, ek wil regtig en weet baie mense sê vir my wil jy soos Boland wees. Nee, ek wil nie soos Boland wees nie. Ek wil die beste wees. Ons wil nie ek wil nie 'n tweede Boland wees en met alle respek teen Boland, ek bedoel dit baie goeie eienaars. Ek wil my coach van Pote, iemand van Cybercats is daar en ek en Abis is baie goeie vriende. So wat hulle doen is ongelooflik. Maar ek sê weer vir jou, as ons hulle met hulle vergelyk, gaan ons nooit op hulle gaan. Ja. Ons moet hoor dink en dis waaroor ek uitsien. As jou eie pad wees stap. Verseker, ons gaan ons eie pad stap en ons sal die Hoogvlieg sê. trots maak. Baie dankie menere, julle ingeskakel het hier saam met Goed ons vandag en bietjie Heineke, baie dankie jy tyd uitgekoop het. Ek weet jy's 'n baie besige man, is op en af die heel dag lank. So Ja, dankie. baie dankie. En baie dankie vir elkeen van julle wat ingeskakel het. En maak seker dat julle al die nuus van die Arende, die rugby, plaaslike rugby volg. En maak seker met hulle eerste wedstryd dat ons hy paviljoen volmaak buite in die Aquapark. Awesome. Baie dankie.